kids. Dis vir my so lekker om vandag by julle Suid-Afrikaanse maatjies te kuier. Ek is 'n Oekraïense seentjie. Dit is hoe my land se vlag lyk. Julle sin lyk mos so. Ek is 9 jaar oud. Hoe oud is jy? Och nee, druk toe julle ore. Val plat. Nee. Sergey, is jy okay? Oh, Sergey, jy bewe eintlik so. Julle hier buite is daar net klippe en stof en gebreekte glas soos wat hierdie bomme hier op ons val. Maar waar is ons? Ons is onder die grond, julle. En is koud en nat en donker hier onder. Tannie Janey, ek was vanoggend by my skool. Toe val daar bomme op ons. Ons is in 'n oorlog. Putin, die Russiese oom-president van Rusland, gooi bomme op ons land, want hy wil ons land hê. Oorlog is niks lekker nie. Och, ek het gehoor van hierdie oorlog tussen Rusland en Oekraïne, Sergey. Dis regtig baie erg. En Revolusie Kids, kyk 'n bietjie hoe mooi was Sergey se skool voordat hulle hierdie aaklige bomme op sy skool gegooi het. My juffrou het gesê ons moet huis toe hardloop en onder die grond kom wegkruip. Ek is so bang, Tannie Janey. Ek weet nie eers of ons genoeg kos gaan hê nie. Ai, tog, ek hoop julle het nog kossies in julle stoor oor. Maar weet jy wat, ons Suid-Afrikaners, ons hou van buitebraaimos. Braaivleis en biltong en melktart en koeksisters. Wat eet julle Oekraïense kinders? Ons smeer graag varkvet op ons brood, maar my gunsteling is pannekoek met kondensmelk. Dit klink baie lekker en lekker soet ook. Ek dink ons moet nou 'n bietjie proe, wat dink jy? My sussie Vanya is so hartseer. Ons moet vlug vanaand en sy moet haar klavier agterlos. Sy speel so mooi klavier. Vlug! Moet julle oor 'n land se grens loop? En wat van julle troeteldiere? En waarheen gaan julle gaan? Ons gaan seker maar ons kleinste hondjie moet saamneem. Kyk, hier is 'n foto van my klein sussie Kira en haar hondjie Busha. Maar almal moet maar vlug na lande soos Hongarye of Pole. Ek dink dit is verskriklik. Revolusie Kiddies en Kids, is dit nie erg nie? Wat gaan jy vat as ek nou vir jou sê, jy moet vinnig vlug na 'n ander land toe? Dalk so klein tassie met bietjie klere en bietjie kos en een speeldingetjie. Hierdie kinders kan almal net een speeldingetjie saamneem. Ek wonder hoe gaan dit lyk as ons daar in Poland aankom? Ek het vir jou foto's saamgebring. Hulle sê daar's sulke blou tente en dan is daar sulke vriendelike ooms en tannies wat julle gaan vat en dan gaan hulle kyk of jou lyfie gesond is. Hulle gaan vir jou kos en klere gee, dalk 'n warm kombersie, want dit is koud as julle gaan stap. Julle gaan eers ver met 'n trein ry en dan gaan julle ver stap en dan gaan hierdie vriendelike ooms en tannies julle kry in Poland. Ek wil nie gaan nie. Ek wil nie. Hoe gaan julle voel as ek bomme op jou land gooi en jy moet vlug na 'n ander land toe wat jy nie ken nie? En dan gaan my pappa hier moet los. My hart breek vir jou en ek is verskriklik jammer dat jy jou pappa hier agter moet los. Dit sal ook nie vir my lekker wees as ek my pappa in 'n land moet agterlos en hy moet veg. Soos 'n soldaat nie. Ek sal niks daarvan hou nie. Weet jy, ek sal ook sommer baie bang en alleen voel. Maar kom ek vertel vir jou iets wat jou dalk beter sal laat voel. Ken jy vir Jesus, Sergey? Tannie Janey, daar is mense in ons land wat in Jesus glo, maar daar is ook mense wat in niks of niemand glo nie. Dis erg, nê? My mamma en pappa het my nog nooit van Jesus vertel nie. Sal Tannie asseblief vir my vertel? Verseker sal ek. Kom ons begin by die begin. Jy sien hè, God het mos alles gemaak. Hy het vir jou gemaak en hy het vir my gemaak en hy bly daar in die hemel. So, hy is ons koning? Die goue kleur staan vir God is ons koning. Ek verstaan. Jy's 'n slim Oekraïense seentjie, Sergey. En weet jy wat? Toe God nou hierdie aarde so klaar so mooi gemaak het,
toe doen die mense baie stoute lelike dinge, verkeerde dinge, ons noem dit sonde. En hy maak toe 'n slim plan om hierdie vuil hart, sien julle hierdie vuil hart, vol sonde? God maak toe 'n slim plan en hy stuur vir Jesus aarde toe. En Jesus sterf toe aan 'n kruis, Sergey, vir jou en vir my sonde. En hierdie rooi kruis vertel vir ons dat Jesus 'n rooi bloed vir ons verkeerde dinge gevloei het. Wat? Het Jesus vir my lelike dinge gesterf? Ek voel nou baie jammer, maar ek wil ook sy kind word. Ek sal definitief, as ons hier so klaar is, gaan ek en jy sommer saam bid. Want as jy dan vir God sê, jy is jammer oor al my lelike verkeerde dinge, dan maak hy jou hart skoon soos hierdie wit hart. Dan vat hy daai verkeerde dinge weg. Hy maak dit skoon en hy vergeet heeltemal daarvan. Maar dan sê jy, moet jy ook verander. Jy kan nie so bly nie. Jy moet groei, soos hierdie groen hand. Jy moet vir mense van Jesus vertel, jy moet Bybel lees en jy moet bid. En hierdie blou wolkie tannie? Hierdie blou wolkie staan vir Jesus het opgevaar na die hemel toe. En hy het beloof, hy kom eendag weer terug. En hy het ons nie alleen gelos nie, Sergey. Hy het vir ons die Heilige Gees, helper, gestuur om elke dag in ons hart te bly en vir ons te vertel hoe ons moet lewe hier op aarde. So, Jesus gaan saam met my op daardie trein en as ek verloop, ek is met ander woorde nooit alleen nie. Revolusie kids, julle hier in Suid-Afrika moet asseblief vir ons bid. Julle is mos te klein om op 'n vliegtuig te klim en hiernatoe te kom om te help. Verseker, maar weet jy wat, al is ons nie daar by julle in die Oekraïne nie, kan ons hier in Suid-Afrika sit en ons kan bid, want bid het krag. As ons bid, dan hoor God ons en ons kinders van Jesus het ons 'n Bybel, Sergey, en in daai Bybel staan daar in Jakobus 5 vers 16, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So kom ons bid dat ons gebed ook krag kan hê. So maak gou toe julle oor Revolusie Kids, dan bid ons vir Sergey hulle daar in die Oekraïne. Koning Jesus, werk asseblief in daai oom president Putin se hart, dat hy asseblief ophou om bomme op Oekraïne te gooi en dat die oorlog verby kan wees. Ons bid vir al hierdie Oekraïense kinders wat moet vlug en ook Rusland se kinders en almal van hulle dat hulle in U kan glo. Ons is lief vir U, Jesus. Amen. Ek moet nou my tasse gaan pak sodat ons kan vlug vanaand julle, maar moet asseblief nie ophou vir ons bid nie, asseblief julle, asseblief. Ons sal verseker aanhou bid vir julle daar in die Oekraïne, ou Sergey. Dankie tannie Janay. Tata julle moet 'n lekker week hê, hoor. Tata julle.